Hallo broers en susters, welkom. Ons is in Adventtyd. Tyd wat sê, dit gaan oor die koms van die koningskind, die koms van die Messias. Dis wat ons vier in hierdie Kerstyd. En hierdie koms van hierdie koningskind, die geboorte van hierdie koningskind, het 'n groot soektog ontketen. En een van die soektogte het nagenoeg 1500 km ver vanaf Bethlehem begin. In die ooste, in Babylon, in Iran vandag. En dit is natuurlik die verhaal van die 3 wyse manne, soos ons dit ken. Hulle staan ook bekend as sterrekenners, omdat hulle 'n kennis gehad het van die sterre. Hulle staan ook bekend as Persiese priesters, of die Latynse woord magi. Nou, 'n mens weet nie presies hoekom hierdie 3 wyse manne 1500 km ver sou reis om in Bethlehem te kom nie. Miskien het hulle gehoor van die profesie rakende die geboorte van die Messias. En dit het ietsie binne in hulle self gesê, maar ons wil daar wees. Ons wil daar wees waar hierdie baba gebore word. En hulle het 'n ster gevolg, wat niemand anders te gesien het nie, maar hulle het 'n ster gevolg, wat hulle uiteindelik gebring het, tot in Bethlehem. En ons lees dit natuurlik in Matteus 2 vers 9. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek, waar die kindjie was. Dis 'n besonderse verhaal van hierdie 3 wyse manne, soos die 1933-53 vertaling vir ons sê. So die vraag is, wat kan ons leer uit hierdie verhaal oor wysheid? Hoe word wysheid mens en raak mense se harte aan? François Maritz het die vraag gevra, wat is hierdie wysheidsbril wat God wil hê ons moet opsit en na ons wêreld kyk? So, hoe lyk wysheid in God se oë, die een wat wysheid is? Nommer 1 kan ons sê dat wyse mense is mense wat die waarheid oral raak sien en bereid is om opofferings te maak rakende dit. Wat gebeur in hierdie manne se verhaal? Hulle het een doel voor oë. Ons wil daar uitkom waar hierdie Messias, hierdie koningskind is. En niks of niemand gaan ons verhinder om daar uit te kom nie. Want die ding is, wyse mense soek die waarheid en hierdie waarheid lief. Maak nie saak waar hierdie waarheid hulle heen vat nie. Want wat kry ons in hierdie verhaal? Hierdie ouens is nie Joodse gelowiges nie. Hulle is heidene. Maar hulle is bereid om buitekant hulle geloof te beweeg. Hulle is bereid om nagenoeg 1500 km vir weke, vir maande aan te durf en daar uit te kom. Hoekom? Want wyse mense het 'n passie vir die waarheid. Maak nie saak waarheen dit hulle vat nie. Al vat dit my na 'n stal toe en nie na 'n paleis toe nie. Dis die groot ding. Al vat dit my nie na 'n paleis toe nie. Want as ons praat van opofferings maak, wat doen dwaasheid? Dwaasheid is gemik op eersig en selfsug, want dwaasheid maak ons toe. Wat sê Paulus vir ons in Filippense 2, of ook in Johannes 15 vers 13 sê hy, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Want ek is bereid om op te offer. Ek is bereid om te gee van myself, maar dwaasheid rig my op myself. Gordon Hinckley het ook gesê, jy sal te wete kom dat wat vandag oënskynlik 'n opoffering is, in steede bewys sal word om die grootste belegging te wees wat jy ooit gemaak het. Die opoffering wat ek nou maak, is 'n belegging wat ek maak in my lewe en in iemand anderste se lewe. Die vraag is,
Hoe ver is ons bereid om opofferings te maak vir die mense in ons lewens? Al is dit vreemdelinge ook. Dat niks of niemand ons gaan verhinder om by iemand uit te kom nie. Tweedens, wyse mense is draers van vreugde. Wat lees ons in vers 10? Toe hulle die ster sien, het hulle onbeskryflike groot vreugde ervaar. Ons lees die Lukas 2 verhaal van die engele wat 'n goeie tyding van groot blydskap bring. Broer en suster, vir baie mense is Desember maand 'n moeilike maand. Dis 'n eensame tyd. Iemand vra net dat ons aan hulle deur kom klop en net by hulle teenwoordig wees, net by hulle vertoef. Daarom het moeder Teresa ook gesê, bou die vreugde om God lief te hê in julle harte en deel hierdie vreugde met elkeen wat jy ontmoet, veral jou familie. Dis hierdie mense wat vir ons belangrik is in ons lewe, by wie ons wil vertoef. 'n derde belangrike ding wat ons leer is, wyse mense soek God in 'n stal. Ons lees vers 2, hulle het gevra, dis toe hulle in Jerusalem kom, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Hulle soek God, hulle soek hierdie Jesus Christus. En as hulle by hierdie plek uitkom, waar Jesus is, weet hulle onmiddellik, daar's geen twyfel in hulle harte, dat dit is die koningskind. Hulle twyfel glad nie daarin nie. Want broer en suster, ons het nodig om te leer, om God te herken en te soek in elke situasie. Maak die saak waar dit is nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Dis presies wat met hierdie wyse manne gebeur het. Toe hulle vir Jesus soek, toe hulle by Jesus kom, vind hulle die beloning in sy lewe. Het hulle aanvanklik geglo, hulle gaan Jesus in 'n stal vind? Nee. Hulle het waarskynlik ook geglo, hulle gaan 'n koning in 'n paleis vind. Broer en suster, bevind ons onsself altyd in die paleis van ons lewe, waar dinge wonderlik is, fantasties is in ons lewe? Nee. Partykeer vind ons onsself ook in die stal van ons lewe. Daai plek waar dinge nie so lekker is nie, waar ons in steede van in 'n paleis wil wees, in die teleurstellende plek van 'n stal is. Maar God is daar. Hy is Immanuel, God met ons in die stal van ons lewe. Iemand skryf hierdie baie waar woorde. Sterk Christene soek God in die goeie en die slegte. Die volwasse gelowiges sien God nie net slegs in plesiere en paleise nie, maar ook in die skure en stalle van die lewe. Swak Christene sien God slegs in die goeie. In die goeie en die slegte. Die vraag wat ek myself afvra is ek bereid om in die stal van iemand anderste in te stap? Iemand anderste in die stal van hulle lewe te gaan ontmoet en by hulle te vertoef. Wat is die volgende belangrike ding wat ons leer uit hierdie manne se verhaal uit? Wyse mense eer God en mekaar in nederigheid. Dis wat hulle doen. Ons lees, nadat hulle die huis binne gegaan het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Hulle kniel neer, broer en suster, en hulle bewys hom eer. Hulle bring hom hulde. Dis wat hulle doen. Hulle verneder hulle self voor hierdie babiekie. En hulle sê, ons as wyse manne wil eer bring aan die een wat wysheid is. Dis wat ons wil doen met hierdie babiekie. Maar weer eens, soos ek vroeër gesê het, dwaasheid
gaan oor my eie selfsug, my eie eersug, ek ag myself die belangrikste. Wat skryf Paulus in Filippense 2? Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Want dwaasheid maak ons harte toe, maar wysheid maak ons harte oop en sag vir mekaar. Want ons ag mekaar belangrik, daarom wil ons by mekaar vertoef. 'n volgende belangrike ding wat ons leer is wyse mense is bereid om God hulle allerbeste te gee. Nou hierdie 3 mans moes waarskynlik wel afgewees het. Hulle het geld gehad om 1500 km te reis. Hulle bring vir hierdie babietjie goud, wierook en mirre. Hulle aanbid nie hulle welstand nie. Hulle aanbid hierdie babietjie deur te sê, hierdie babietjie is nou die belangrikste mens in ons lewe. En hy is waardig dat ons beste vir hom kom gee. Goud, wierook en mirre. Die vraag vir ons elkeen is, hoe lyk ons beste vir God? Hoe lyk ons beste vir mekaar? En broer en suster, kom ons wees eerlik, dit gaan nie noodwendig hier oor geskenke, soos in hierdie verhaal nie. Iemand het gesê, it's not about the presents, it's about our presence. Dit gaan nie oor die geskenke nie, dit gaan oor ons teenwoordigheid, waarin ons allerbeste lê vir mekaar en vir God. So gee ons onsself vir mekaar. God vra dat ons allerbeste vir hom gee, al word ek nie raak gesien nie, al kry ek nie erkenning vir dit wat ek gedoen het nie. Daar's 'n gedig, 'n kosbare gedig, wat die hart hierin, om die allerbeste vir God te gee, beskryf. Dit sê, Father, where shall I work today? And my love flowed warm and free. Then he pointed me out a tiny spot and said, tend that for me. I answered quickly, oh no, not that. Why? No one would ever see, no matter how well my work was done. Not that little place for me. And the word he spoke, it was not stern. He answered me tenderly, ah, little one, search that heart of thine. Art thou working for them or me? Nazareth was a little place, and so was Galilee. Ek word nie raak gesien nie, kry nie erkenning nie, maar ek gee my allerbeste vir God. John Maxwell maak hierdie onderskeid tussen hoe lyk 'n gemiddelde persoon en hoe lyk 'n bo-gemiddelde persoon se lewe. Hy sê the difference between the average and above average person lies in just 3 words. And then some. Great men of God and great men of society give their very best, and then some. They forgive people, and then some. They always walking the extra mile. They always taking the extra step. Whether it's in preaching or working in a factory or at your own business or within your own family, the mark of a Christian is that he will walk the second mile and turn the other cheek. A wise man or woman gives the extra effort, all for the glory of the Lord Jesus Christ. Alles tot eer van God, alles my beste vir God. Wat leer ons verder? Wyse mense is bereid dat God hulle rigting bepaal, maar nie net hulle rigting bepaal nie, dat God hulle rigting verander. Dis die belangrikheid daarvan. Vers 12 sê vir ons, en omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het, om nie na Herodes toe terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Wat gebeur?
Toe hulle in Jerusalem kom, het Herodes vir hulle gesê, julle gaan nou na Bethlehem toe, want dis waar die babietjie is, dis waar Jesus is, en dan gaan julle vir my alles uitvind rondom hierdie babietjie, julle gaan terugkom Jerusalem toe, en julle gaan vir my terug rapporteer. Maar broer en suster, iets het gebeur in Bethlehem, in hierdie ouens se lewens, wat maak dat hulle sê, dit gaan dwaas, onverstandig wees om terug te gaan. En God waarsku hulle, moenie, want dit gaan dwaas en onverstandig wees om terug te gaan na Herodes toe. Julle gaan 'n ander rigting inslaan. Broer en suster, dis daai oomblik in ons lewe wat ons ook besef, maar ek is nou op pad in hierdie rigting. En God doen iets in my hart en sê, nee, jy gaan nou afdraai. Jy gaan nou 'n ander rigting inslaan. Ek wil hê jy moet nou daar wees, by daai mense wees. Dis waar jy moet vertoef. Wat sê Dawid vir ons op Psalm 111 vers 10? Wysheid begin met die dien van die Here, en dan sê, almal wat dit doen, het ware insig. Want die Here bring sy wysheid, sy insig vir my, wat sê, jy gaan nou rigting verander. Die woorde van Jesus in die tuin van Getsemane, nie my wil nie, maar laat u wil geskied, Here. Ek wil gaan waar u wil hê, ek moet gaan. Vers 9, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Broer en suster, die Here gebruik ook 'n ster in my en jou lewe, bordjies, merkers, wat hy sê, dis nou die rigting wat jy gaan inslaan. Dis waar jy heen gaan. Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insig staat maak, ken hom in al jou weë, en hy sal jou die pad wys waar jy moet gaan. Is ons bereid om rigting te verander en wys te wees, want wysheid maak ons oop om rigting te verander, dwaasheid maak ons toe, ons wil die rigting verander. Is wysheid bereid om ons te vat op 'n pad na die stal toe, in stede van na 'n paleis toe. 'n Laaste belangrike punt is dat wyse mense is nie net hoorders nie, hulle is ook doeners. Dit het begin 1500 km ver weg van Bethlehem af, waar hierdie ouens gesê het, ons hoor van die profeseë oor hierdie Messias. Ons gaan nou iets doen. Ons hoor nie net nie, ons gaan nou alles los en soontoe reis. Wat gebeur ook? Hierdie 3 wyse manne ontmoet wysheid in hierdie babietjie. En dit verander hulle totaal en al. Dit transformeer hulle. Daar moes 'n hartsverandering by hulle plaasgevind het. Sodanig dat hulle sê, ons wil die res van die wêreld gaan vertel van hierdie Jesus. Hulle moet hoor. Aan die ander kant het ons die skrifgeleerdes, die ingeligtes in Jerusalem, wat sê, maar ons hoor ook min of meer dieselfde. Ons hoor dit, maar ons doen nie. Hulle mis die betekenis van die gebeure. Hulle is lusteloos, hulle is onverskillig, want hulle hoor, maar hulle gaan doen nie iets daaraan nie. Hoor ons en doen ons soos wat die Here wil hê ons moet doen, broer en suster? Want so baie keer hoor ons dit, maar ons gaan doen nie. Maar wyse mense is nie net hoorders nie, maar hulle is doeners. As ek moet opsom, waartoe roep God ons? Waartoe roep God ons met wysheid? En ek dink, Paulus som dit vir ons baie mooi op, in Efesiërs 5 vers 15. Hy sê, pas dan op dat julle nou gesed wandel. Nou dis nie 'n woord wat ons gebruik nie. Ander woorde wat gebruik word is, pligsgetrou, noukeurig moet julle wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse.
Ek glo met my hele hart, dis waartoe God ons elkeen roep, broer en suster, om in hierdie pad van wysheid te wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse mense, 'n lewe van wysheid. En dan so Salomo sê, 'n ryk en vol lewe. Mag u dit elkeen in volheid ervaar, hoe die Here ook vir u op hierdie pad van wysheid wil lei. Kom ons sluit net die oë. Vader, ek dank u dat u wysheid is. In u is daar geen verwarring nie. U roep ons om 'n lewe te leef wat deur wysheid gekenmerk word. Liefdevolle Vader, help ons om die geboorte van Jesus, die wyse een, te onthou. Laat ons deel in die sang van engele, die blydskap van die skaapwagters en die lofprysing van die wyse manne. Sluit die deur van haat en open die deur van liefde reg oor die wêreld. Mag Kerstyd ons gelukkig maak om u kinders te wees en ons na ons beddens bring met dankbare gedagtes, vergifnis en vergewensgesindheid ter wille van Jesus. Broer en suster, mag daar harmonie wees in jou verhoudings in hierdie tyd. Mag jy liefde mildelik gee en ontvang in hierdie adventtyd. Mag hierdie liefde in jou hart echo soos die vreugde van kerkklokke op 'n helder Desemberoggend. Mag elke mens wat in jou lewe instap, gegroet word soos 'n ander Christus. Mag jy die eer wat die baba in Bethlehem bewys is, verleen aan elke gas in jou teenwoordigheid. Mag die hoop van hierdie goddelike seisoen tuiste vind in jou siel. Mag dit 'n fondament van moed lê vir die tye wanneer angs jou binneste deurtrek. Mag die volgende jaar vir jou goeie gesondheid inhou. Mag jy energie en lewenskrag hê. Mag jy omsien na jou liggaam, siel en gees. Mag jou oë gefestig bly op die ster binne in jou. En jy hierdie helder teenwoordigheid vertrou om jou daagliks te lei. Mag jy dikwels gaan na die Bethlehem in jou hart en die een wat jou vrede bied, besoek. Mag jy vrede bring in hierdie wêreld. Mag jy beleef hoe die Here sy weë aan jou bekend maak en jou lei op 'n pad van wysheid in 2026. Amen. Broer en suster, mag u werklik in hierdie feestyd, Kerstyd, Adventtyd, 'n ryk en vol lewe saam met u familie en vriende geniet. Mag dit werklik 'n tyd van goddelike vrede wees en mag u uitbundige vreugde, God se vreugde, saam met mekaar geniet.